Groete in die wonderlike naam van die Here. Op hierdie geleentheid wil ek vir u welkom tot Kruiskyk. Maar ons gaan direk in die woord val. Ons het baie om oor te praat en baie om te deel. Mag die Here die woord seën tot u hart en mag hy die behoefte van u siel vandag ontmoet. Kom ons bid saam. Vader, is in Jesus naam wat ons na u toe kom en ons sê vir u baie dankie, Here. Ons eer, prys en aanbid u vir wie u is en vir wat u vir ons beteken. Dankie vir die redding van ons siele, Here, en dat daarvoor ons niks gedoen het, Here, maar ons is het genade gered, Here. Die Bybel sê so mooi, hy sê in die boek van Ephesians, dat Paul sê, I'm accepted in the beloved. Dankie, Here, dat ons 'n plek van aanvaarding gevind het in u. Ons kon wees gewees het, Here, maar nou is ons, soos John sê in John chapter 1 and verses 9, hy sê, nou is ons kinders van die Allerhoogste God en daarvoor sê ons vir u baie dankie, Here. Ek bid, Here, seën die woord en seën die vergadering rondom die woord en ek bid dat elke hart geontmoet sal word, Here, in die magtige naam van die Here. U het die woord gestuur om ons gesond te maak, om ons uit kuile te red. Ek bid, Here, dat een of ander kuil, dat u ons daaruit sal red vanmiddag in die magtige naam van Jesus. En ek sê vir u baie, baie dankie. Kom ons lees saam in die boek van Matteus hoofstuk 25, vanaf verse 1. Hy sê, Then shall the kingdom of God or of heaven be likened unto 10 virgins which took their lamps and went forth and to meet the bridegroom. Ek wil vir u vanmiddag sê, as daar iets is waarvoor ek wil erken wees of geonthou word voor, is dit dat ek vir u vanmiddag gesê het, dat die Here is op pad. Ek wil vir u sê vanmiddag, die Bybel sê, dat die koninkryk van die Here sal soos 10 maagde wees. Kom ek stop net daarso, dat ons kan nie 'n maagd wees, as ons nie suiwer is nie. We cannot be a virgin unless we are pure. A virgin is identified by the fact that the virgin is untouched, without blemish, and is pure. And so I want to tell you this afternoon, if you want to see God, or if you want to enter into the kingdom of God, you need to be pure. You need to be righteous. Let me stop right there. Righteousness not of yourself, says Paul, but the righteousness of Christ. In other words, dat nie iets waarvoor ek werk om reg te loop, opreg te wees, of om reg te lyk voor die mense nie, maar iets waarvoor, waar God sy seun gegee het. Johannes 3 verse 16, van so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, dat hulle wat in hom glo nie verlore mag gaan nie. In other words, when we want to see the kingdom of God, we need to be righteous, but not by our own righteousness, but by the righteousness that we obtained on the cross of Calvary, through Jesus Christ that laid down his life. Then shall the kingdom of God of heaven be likened unto 10 virgins which took their lamps and went forth to meet the bride. Whatever we do in the kingdom of God, whatever we plan in the kingdom of God, let's never lose sight that we are to meet the bridegroom one day. I want to encourage you, keep yourself prepared, keep yourself holy, keep yourself upright, keep yourself in the word. Soos David gesê het, I buried your word in my heart so that I may not sin against you. Hou die woord na aan jou hart. Laat die woord 'n lig vir jou pad wees en 'n lamp vir jou voete wees, sodat jy eendag kan loop directly binne in die koninkryk van die Here. Want daar's geen ander manier om die koninkryk van die Here te sien nie. Die Bybel sê in die boek van John chapter 1, it says, in the beginning was the word, and the word was God, and the word was with God. And so I want to encourage you, if you want to see God, you need to know the word, which is Jesus Christ. So the kingdom of God shall be likened unto 10 virgins that took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Kom ons kyk dan nog 'n eienskap van die maagde.
The Bible said that which took the lambs. Daar's 'n aksie attached aan hy skrif. Hy sê, they took the lambs. You cannot enter into the kingdom of God unless you take action and take responsibility and take your lambs. In other words, as jy nou nog nie die Here ken nie, moet jy aksie vat om die Here te ontmoet, omdat die tyd naby is en die tyd is min. Die Bybel sê ons moet die tyd uitkoop, van die tyd is min. As u nie die Here ken nie, wil ek vir u vandag wil ek vir u sterk bemoedig om die lam te vat, om aksie te vat, verantwoordelikheid te vat van jou eie sielsaligheid en te erken dat jy 'n sondaar is en dat jy in sonde gebore is en sonder die Here Jesus kan jy nie uit die sonde uitkom nie. So we need to take responsibility as a virgin, and we need to take up the lamb, and we need to meet the bridegroom. In other words, it looks like it's something that we need to prepare for. But if we read the passage further, we will realize that these 10 virgins never knew when the bridegroom was coming. So in that, I want to read further and saying, and 5 of them were wise, and 5 were foolish. I want to encourage you today. Ek wil u sterk bemoedig vandag dat moenie onwys wees nie. Don't be a foolish virgin, but be a wise virgin. In other words, ons kan nie die Here aanneem en in ons eie weë beweeg nie en aankom soos ons aankom nie, maar Paul sê vir Timothy, hy sê, study to show yourself approved unto God as a workman that needs not be ashamed, but dividing the word of truth accurately. In other words, ons kan nie aanvaar dat ons nou die Here in ons lewe het nie en nie sy woord bestudeer nie en nie sy woord ten harte neem nie en nie volgens sy woord loop nie. Van ons moet verantwoordelikheid vat vir ons sielsaligheid. Die Bybel sê elkeen sal sy eie pakkie na die mark toe dra. And there were 5 wise and 5 foolish. They that were foolish took the lambs. Even though they took responsibility, they did not know what to do because they did not have the word in their hearts. Hulle het die woord aangeneem ten volle nie. Die Bybel sê ons moet die woord van die Here ten volle aanneem. Ek wil vir u sterk bemoedig, vat verantwoordelikheid. Moenie soos die foolies wees vandag nie en nie verantwoordelikheid vat nie. Die gedaante, met ander woorde, die Bybel sê ons het 'n gedaante van godsaligheid, maar ons het die krag daarvan verloor. And so the foolish had hulle die gedaante gehad van saligheid, maar hulle die krag daarvan verloor. Kom ek sê vir u, die krag van ons saligheid lê daarin dat ons bid, lê daarin dat ons die woord bestudeer, lê daarin dat ons die Heilige Gees verwelkom in ons harte, sodat ons kan groei in die Here en dat ons kan gereed wees as die Here terugkom. The Bible says they took the lambs and took no oil with them. Moet nie 'n dwaas wees vandag nie. Want 'n dwaas is wys in sy eie oë. 'n Dwaas doen wat hy wil doen wanneer hy dit doen. Maar kom ek sê vir u, as u dan nou 'n wyse maagd is vandag, sal u doen wat die skrif sê. En die koning sê, as julle doen wat die skrif sê, sal strome van lewende waters uit julle binneste uitvloei. But the wise took oil in their vessels with their lambs. That is wise people. Wyse mense verstaan dat hulle moet opstaan in die oggend. Hulle moet die aangesig van die Here soek. Hulle moet die woord van die Here in hulle hart bære, sodat hulle teenoor die Here nie mag sondig nie. Sodat as die bruidegom kom, as hulle gereed, die Bybel sê, wat sal ek by julle vind? Sal ek geloof by julle vind as ek dan kom? Geloof, die Bybel sê, geloof kom by die gehoor van die woord van die Here. Op 'n daaglikse basis, as jy die woord in die hart bære, as jy die woord lees, as die woord ekko in jou ore, in jou hart, in jou lewe, sal jy dan gereed wees wanneer die bruidegom kom.
Die Bybel sê, but the wise took oil in their vessels with their lamps, while the bridegroom tarried. Luister na die. While the bridegroom tarried, they all slumbered and sleep. Nou ons almal sal vir ons op 'n plek van slumbering vind, een of ander tyd in ons loop met die Here. Maar my bemoediging is aan u vandag, kom laat ons op 'n daaglikse basis die aangesig van die Here soek, laat ons nader aan die Here trek. David sê even if my mother and my father forsakes me, Psalm 27, I know that the Lord will take me up. Ek kan net iemand opvat, ek kan net iemand inneem, wanneer die persoon altyd deur my hart roer as ek die persoon sien. Die enigste iets wat die hart van die Here roer, is wanneer ons die woord van die Here aanneem ten volle. En ek wil u sterk bemoedig, moenie soos 'n dwaas vandag wees en nie die woord van die Here in die hart bære nie. It says, but the wise took oil in the vessels with the lamps, while the bridegroom tarried, they all slumbered. In other words, even the wise slumbered and even the foolish slumbered. We will all come to a place of slumber. But ek wil vir u sê, skrik wakker, word wakker vandag, sodat u nie die bruidegom kan mis nie. En wees altyd deur gereed. And at midnight there was a cry made, behold, the bridegroom cometh. Go ye out to meet the... Luister wat die skrif sê, hy sê, at midnight, met ander woorde, midnight is wanneer almal in hulle diepste slaap is, wanneer niemand gereed is, almal onwapend is, wanneer almal, halleluja, vulnerable is, en niemand amper gereed is nie. Die Bybel sê, at midnight, ek wil vir u sê, wees ten alle tye gereed. Berei jouself voor ten alle tye, van die Here is besig om te kom. En hy gaan kom op 'n tyd, wanneer jy of ek dit nie verwag nie. So kom dat ons onsself gereed hou ten alle tye. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. Kom ek praat 'n bietjie wat hulle trim. Kom ek breek vir julle 'n bietjie af die lamp. So wanneer as jy groot geword het in die era waarin ek groot geword het, sal jy verstaan dat die paraffin lampie het ons min geopereer en ons het in 'n glas gehad en ons het die olie binne die glas gehad en binne die glas het ons dan 'n put gehad, soos ons hom noem, maar die Engelse woord is 'n wick, so die put binne in die olie, en kom ek sê vir u, dat sonder die put, kan die olie nie vuur produce nie. Hy kan nie lig produce nie. Hy kan nie hitte produce nie. Sonder die put, kan die lam nie vuur produce nie, hy kan nie lig produce nie, hy kan nie hitte produce nie. So, die lam, die olie, die put en die vuur, die vier aspekte wat belangrik is, die een kan nie sonder die ander gaan nie. Met ander woorde, die skrif sê, hy sê, we have this treasure, but it's in an earthen vessel, that the excellency and power may be of God and not of us. Met ander woorde, ons het die Heilige Gees binne ons. Ons is regtig niks, maar ons het die skat van God, het ons binne ons. Die Bybel sê, die Heilige Gees ken die hart van God, en so sal hy vir ons lei volgens wat God wil hê. So die container van die lamp is ons lewe, die olie daarin is die Heilige Gees, die wick wat ons na kyk, as ons gebedslewe, en ook die verhouding wat ons met God het, en wat ons met God bou, deur sy woord. So as ons die lamp het, en ons het die olie, die Heilige Gees, maar ons beoefen onsself nie daarin, om te bid nie,
Ons beoefen nie onsself daarin om die woord van die Here te bestudeer, soos Paul aan Timotheus gesê het nie, sodat ons verantwoordelikheid kan vat vir die evangelie nie, dan gaan die vuur nooit brand nie. So, as jy die wiek, of as jy die put uit die lamp uithaal, gaan ons nooit 'n vlam kry nie. So ek wil vir u sterk bemoedig vandag, bly op die knieë, soek die aangesig van die Here, bestudeer sy woord, bêre die woord in u hart, sodat die vuur van die Here kan brand. Die Bybel sê, ons moet nie 'n gedaante van godsaligheid wees nie en die krag daarvan verloor nie. Soos die skrif sê, that we have this treasure, it's in an earthen vessel, that the excellency and power may be of God and not of us, sodat ons voor die mens goed lyk, dat ons voor die mens reg lyk, sodat ons lyk asof daar 'n vuur in ons is, dat ons hardloop, maar die Here het ons nêrens gestuur nie. Kom ek sê vir u vanmiddag, dat u moet gedurig deur die put in die olie in dip, sodat die vuur kan brand. Dan sê die Bybel, hy sê, then the virgins arose and trimmed their lamps. Die enigste manier hoe ons lampies of ons put gaan trim, sodat die olie of sy vuur nie kan rook nie, is dat ons gedurig deur die aangesig van die Here soek. Die Bybel sê, soek hom terwyl hy te vind is, roep hom aan terwyl hy naby is. Ek wil u sterk bemoedig, terwyl die Here nog hier is, kom ons soek hom. Kom ons roep hom aan, van hy is naby. Dan gaan 'n dag kom, wanneer hy nêrens te vind is hy, en hy gaan kom haal die wat syne is, en ongelukkig gaan hy vir som van ons sê, gaan hy sê, gaan weg, jou vervloekte, ek het jou nooit geken nie. So kom laat ons verseker maak, dat ons gebedslewer, ons verhouding met God, ons gemeenskap met God, is altyd deur gemaintain, soos die Engelsman sal sê, dat ons in vriendskap met God kan loop, en nie in vyandskap nie. Dawid was 'n man na aan God se hart, omdat Dawid gedurig deur die behoefte gehad het om God te soek. Dawid het geweet dat hy is niks sonder God nie. Abraham was bekend gestel as 'n vriend van God, omdat toe Abraham uit sy vader se land geroep was, het Abraham alles laat staan, alles gelos en gedoen wat die Here hom gesê het. In gehoorsaamheid het Abraham alles geoffer. Gehoorsaamheid teenoor die Here sal vereis dat jy opofferings maak, dat jy jou vriende sal kies. Soos die Engelsman gesê het, hy sê, show me your friends and I'll tell you who you are. So met wie jy loop, dit is hoe jy bekend sal staan. Ek wil vir u sê vandag, wees soos 'n Abraham, wees soos 'n Dawid, wat na aan God beskryf word, en as 'n vriend van God, met ander woorde, in gemeenskap met God loop, sodat wanneer mense van jou praat, dat hulle sê, maar die man, die vrou, die seun, die dogter, is na aan die Here. Hulle ken die Here. Hulle is nederig, hulle is sagmoedig, hulle is geduldig, hulle is liefdevol, soos die liefde van God vir ons gegee was. Kom ek sê vir u, dat die vuur van u wat brand, maak verseker dat die vuur kom vanuit die olie, wat die put, met ander woorde, die Heilige Gees, wat deur gebed en verhouding met die woord van die Here, met die Heilige Gees, met God, opgetrek word, sodat wanneer die vuur brand, dan is dit nie my eie heerlikheid nie, maar dan is dit die heerlikheid van God wat skyn. Ek roep vir vandag ons almal nader aan God. En ek vra vandag vir ons almal, my ingesluit, dat ons die Here moet soek,
dat ons nie moet sluimer, dat ons nie moet slaap nie. Van die Here, die Bybel sê, ons God sluimer of slaap nie. Ek wil vir u sterk bemoedig, roep die Here aan, terwyl hy nog naby is. Soek hom, terwyl hy nog te vinde is. As u verantwoordelikheid, my verantwoordelikheid, om wakker te bly. Die 10 het gesluimer, en hulle het geslaap. Maar terwyl hulle gesluimer het, was die 5 wyses gereed. Ons almal gaan sluimer. Dis nou nie, daar's nie 'n argument rondom daai nie. Maar wanneer ons sluimer, moet ons verseker wees, dat ons is reg om die bruidegom te ontmoet. Ek wil vir u sterk bemoedig vandag. Wees een van die 5 wyse maagde en wees gereed as die Here kom. Die enigste manier om gereed te wees is om in verhouding te staan met Christus Jesus. Die Bybel sê hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. Hy sê niemand kom tot die Vader behalwe deur Christus nie. Hy is die deur wat vir ons gegee was. Ja, ek was 'n sondaar. Ek het my kop gesak in skaamte vir die leefstyl wat ek gelei het. Maar toe ek in my skaamheid en in my skande loop, het Christus my skande gevat en het dit vasgenaald op die kruis van Golgotha. En nou die krag wat die sonde oor my gehad het nou geen meer krag oor my nie. Van Christus homself het gesterwe en die sonde van my vasgepen, sodat sy krag, sy greep oor my lewe weggevat kan word. Ek wil vir u sê vandag, broer, suster, vriend, vriendin, jongman, jongdogter, maak verseker dat jou skande word bedek. Nie net met mooi klere nie net met versierings van hierdie wêreld nie net in 'n mooi karrie, of in 'n mooi job, of in goeie kwalifikasies, of in 'n huis, of in 'n groot bankbalans, of in statusie, maar maak verseker, jou skande word gedek deur die kruis van Golgotha. Jesus het jou sonde vasgenaald teen die kruis en die krag van jou sonde weggevat, sodat jy in vryheid kan loop voor Christus Jesus. Sodat as jy eendag kom, gaan hy vir jou sê, ek ken jou, kom in my juk. Mag die Here hierdie woord tot die hart seën en mag hy vir ons help om gereed te wees as hy kom. Kom ons bid saam en ons vra die Here om ons te help. Vader, ons kom na u toe in nederigheid van vandag. Ons erken dat ons sondaars is, dat uit ons eie vermoë ons onsself nie kan help nie. Maar ek bid, Here, dat u deur die kruis van Golgotha ons skande, ons sonde, ons teleurstellings weg sal neem en vas sal naald aan die kruis, sodat ons in vryheid kan loop in Christus Jesus op hierdie aarde. Ek bid dat ons hier ons sondes, of ons sondes sal bedek met allerhande tierlantynkies van hierdie wêreld, maar dat ons sondes weggevat sal word, vasgenaald sal kry in die kruis, sodat ons in vryheid kan loop voor Christus. Dankie, Here, dat u oorwinning het oor die vyand. Die Bybel sê, u het ewen in die hel gegaan, en u was daar. Daar is 'n plek op hierdie aarde wat ons onsself kan wegsteek, want u is daar. En daarvoor sê ek vir u baie dankie, Here. Vergeef ons ons sondes en maak ons vry in Jesus naam.
The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord lift up His countenance upon you. The Lord makes His face to shine upon you. And the Lord gives you peace. Shalom.